Goeiemôre vriende, dit is vandag woensdag 9 April 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. O Vader God, in hierdie lydenstyd wat oploop na Goeie Vrydag toe, raak ons maar net bewus van ons eie sondigheid. Ons het reeds met as Woensdag het ons vir mekaar gesê, ons is soos as, ons is niks. Ons is letterlik soos 'n stukkie as wat nou daar is en dan wegwaai en tot niks verteer nie. Here, wanneer ons voor U grootsheid staan, dan raak ons bewus van ons niksheid. En alhoewel ons verloste sondaars is, raak ons bewus van ons nog steeds sondigheid. En Here, dan is hierdie lydenstyd wat oploop na Goeie Vrydag, waar Jesus kom sterf het vir ons sondes, vir ons 'n ongelooflike, wonderlike, genadige gebeurtenis. Wanneer ons besef, Here, dat as dit nie vir Jesus was wat vir ons aan die kruis kom sterf het nie, was ons almal verlore. Want deur werke te doen kan ons nêrens kom nie. Dankie Here dat ons in hierdie lydenstyd ook besef dat dit het alles gekos. U as God het mens geword om in ons plek te kom sterf. Here, en ons vergeet dit, ons hardloop baie keer sito oor hierdie goed. Ons kom bely dit. Maar Here, dit is 'n grootse geleentheid wat besig is om hom af te speel in hierdie tyd wat ons in herinnering bring om te bewus te wees daarvan dat U as God in ons plek kom sterf het. U, Here, kon nie met sonde, U kon dit nie hanteer nie. Daarom het U die Israeliete gestraf elke keer as hulle gesondig het. Here, en daarom het U ook besef, U gaan almal doodmaak. En daarom het U self vir die vorm van Jesus Christus gestuur na die aarde toe om vir ons sondes te kom sterf, sodat elkeen wat in U glo die ewige lewe sal hê. O Vader God, dit is te hoog vir ons begrip. Maar Here, dit is wonderlik om te weet dat U ons kom bevry het. Nie om te doen wat ons wil nie, maar om vir U te lewe. En Here, ons kry dit by die beste van tye sleg reg. En ons kom vra vir U vandag dat U deur die Gees vir ons sal lei, dat ons al hoe meer geesbeheers sal word. Dat ons al hoe meer U beeld sal uitdra. Dat ons al hoe meer sal wys, dit is die Jesus Christus lewe in ons. Here, help ons daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, wanneer ons so praat oor lydenstyd en wanneer ons so praat oor dat ons eintlik uit dankbaarheid vir wat Christus vir ons gedoen het moet lewe, dan help die Spreuke ons natuurlik ontsettend baie om vir Spreuke digter ons ontsettend baie om te kom sê, weet jy, hier's 'n praktiese uitlewing van wie julle in Christus is. Kyk, in die tyd van Spreuke, ou Salomo se tyd, was Jesus mos nou nog nie op die toneel, dit gaan oor God daai stadium, net God, onthou net, ons moet vir mekaar dit kom sê, die drie eenheid was van die begin af daar. God die Vader, Seun en Gees was van die begin af daar, né? Maar God het hom basies openbaar deur God. As jy vat oor die Heilige Gees daai tyd, die Heilige Gees was net op individue uitgestort. Nuwe Testamenties is dit op almal uitgestort daarso met Pinksterdag, né? So dit gaan oor God en hoe moet jy God aanbid? En ons kan dit net so op ons as Christene van toepassing maak, vriende. Hoe moet ons God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees aanbid nadat hy vir ons alles gegee het, nadat hy alles kom opoffer het? Ekskuus tog. Nou, dan kom jy help by Spreuke digter ons natuurlik met 'n klomp goed. Nou kom hy so en ek gaan met twee gedeeltes net met julle deel. Vers 18 sê hy, planne wat op goeie raadsteen slaag. Vra raad voor jy oorlog maak. Planne wat op goeie raadsteen slaag. Vra raad voor jy oorlog maak. Nou,
Vriende, wanneer ek en jy as Christene na hierdie vers kyk, is dit so dat ek en jy nou maar een moet oorlog maak, nee. Ja, dit is moeilik om 'n pasifist te wees, ek bedoel, want baie keer moet jy ongelukkig in die tyd, gebroke tyd waarin ek en jy leef, moet ons sekere goed doen, nee. Maar ek neem aan, liewe vriende, onderliggend aan vers 18, planne wat op goeie raadsteen slaag, vra raad voor jy oorlog maak. Daai raads, liewe vriende, as jy gaan kyk, wysheid, wat is wysheid? Wysheid is die dien van die Here. So voordat jy oorgaan tot enige oorlog, vriende, dit is nie, hoef nie net 'n oorlog te wees konvensioneel, soos Rusland en die Oekraïne nie, dit kan wees letterlik 'n oorlog in jou maatskappy, 'n oorlog in jou huwelik. Is dit die moeite werd om tot die volgende stap oor te gaan? Is dit die moeite werd om daardie ding vir jou vrou te sê, vir jou man te sê, vir jou kinders te sê, vir jou kollega te sê, vir jou span te sê? En daardie planne wat op goeie raadsteen, en hierdie goeie raad as ek en jy as Christen is wat? Is om die raad in te bring, liewe vriende, ek sê altyd jou wise counsel is belangrik, dit is baie belangrik, mense wat Jesus Christus ken, 'n lewende verhouding het met hom, gaan deel met hulle dit, gaan deel met voordat jy tot 'n radikale besluit oorgaan om 'n streep in die sand te trek, gaan praat met jou wise counsel, maar bovenal, wanneer jy met jou wise counsel praat, bid daaroor. Bid daaroor. Vra vir die Vader, Here, hier's 'n moeilike threshold wat ek moet oorkom. Ek weet nie of dit die regte stap is nie, Here. Ek weet nie of dit die regte stap is om in konflik te kom met hierdie ding wat hier binne my is. Miskien is dit 'n waardebesluit wat jy moet neem. Nou ek sê waardebesluit is wat partykeer moet 'n ou dan maar in oorlog ingaan, hè. Maar planne wat op goeie raadsteen slaag. So voordat jy daarna toe gaan, praat met jou wise counsel. Jou wise counsel wat gegrondves is in God die Enig, God die Vader, Seun en Gees. Bid daaroor, vra vir die Here vir kalmte, vra vir die Here vir raad, vra vir die Here, Here, voordat ek in hierdie ding ingaan, Here, help vir my asseblief, dat ek die regte goed sal sê, dat ek die regte body language sal hê, Here, dat ek die regte manier sal hê, hoe ek met my werkgewer gaan praat, hoe ek met hierdie span gaan praat. Hulle het miskien 'n waarde wat hulle nie meer het nie, kom ons sê maar respek, of kom ons sê aanvaarding, of kom ons sê eerlikheid, of wat ook al. En jy moet nou met hulle gepraat, jy moet eintlik met 'n oorlog met hulle gaan, dan is dit goed om eers te beraadslaag met jou wise counsel, met God te gaan sit, stil te raak by hom en vir die Here te sê, Here, help my asseblief met hierdie geveg wat ek nou gaan begin. Here, gee dat ek nog steeds vir Jesus sal projekteer in die geveg. Gee dat mense vir Jesus in my sal sien. Dat dit nie sal gaan oor me nie, maar dit sal regtig gaan oor wat wil ek hê, wat wil Jesus hê moet gebeur in hierdie gesprek wat moet plaasvind waaroor ek moet praat. So ek praat nou 'n bietjie weier oor hierdie teks net as die oppervlakkige oorlog maak, né? Planne wat op goeie raadsteen slaag. Planne wat op raadsteen, wanneer jy vir Jesus inbring, wanneer jy jou wise counsel inbring, wanneer jy die Heilige Gees vra om vir my te lei, om vir my by te staan, in watter posisie en omstandighede dit ook al is, dit sal slaag. Hoekom? Want God deur sy Gees vir jou en vir my sal begelei in die proses. Vra raad voor jy oorlog maak. Vra raad voordat jy in 'n gesprek gaan, in 'n konflikgesprek gaan. Vra vir die Here vir wysheid, vra vir die Here vir insig, vra vir die Here vir takt, vra vir die Here vir 'n fyn aanvoeling, vra vir die Here vir goeie ore. Vra vir die Here om jou mond te seël dat jy regtig sal luister en dat jy nie sal wil sê en reageer nie. Vriende, so baie keer dan luister ons nie na mekaar nie. Ons reageer voordat die ander een klaar gepraat het. Ons is eintlik disrespekvol teenoor die ander een. Ons wil ons dingetjie op die tafel plaas om die persoon uit te luister. En dit dink ek is baie keer waar gevegte kom. Dis waar konflik kom. Dis waar oorlog kan kom, né? Omdat ons as mense nie die ander een uitluister nie respek het vir die ander een se opinie nie. Ons tipeer dit nie altyd so nie. Maar dis waarop dit neerkom, né? Luister mekaar uit, man en vrou, kollegas, regerings, luister mekaar uit. Planne wat op goeie raadsteen slaag. Kom ons vra die Here deur sy Gees om ons daarmee te lei. My 5 sent vandag. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en mag julle ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar.